Laat ons die woord van God bestudeer met die preek getiteld Hemelse groeiringe. Boom vorm elke jaar een groeiring. Boom se groeiringe toon die beproewings wat die boom gedurende die jaar deurstaan het. In een jaar het die boom onder droogte gelei, in 'n ander is dit deur goggas en siektes aangeval, en nog 'n ander is dit deur weerlig getref. Hierdie ervarings word in sy groeiringe opgeteken. Het julle al ooit sulke spore op bome opgemerk? Het julle al ooit gedink, die boom moes baie gelei het as gevolg van die droogte? Gewoonlik het die meeste mense nie. Kom ons dink aan ons hemelse groeiringe. Wat sou opgeteken word in die groeiringe van die kinders van Sion wat daarna streef om die koninkryk van God in te gaan? Die groeiringe van bome in gematigde streke is duideliker. In tropiese streke met min klimaatsverandering is die groeiringe vaag. By sommige bome kan groeiringe glad nie gevind word nie. Groeiringe is die opvallendste in streke met duidelike seisoensveranderinge, soos lente, somer, herfs en winter. Jare van droogte, jare van swaar reën, jare toe die boom deur pla aangeval is, en jare toe die boom deur weerlig getref is. Al hierdie gebeurtenisse kan in die groeiringe gesien word. Wanneer ons na ons hemelse tuiste terugkeer, sal ons ook groeiringe hê wat wys hoe ons vir die evangelie geleef het. God en die engele sal dit onmiddellik weet. Hoe? Deur na ons groeiringe te kyk. Hoeveel het hulle gearbei vir die evangelie van Christus? Dit alles word akkuraat in ons hemelse groeiringe opgeteken. God het ook op bome groeiringe gemaak wat hulle ervarings van pyn en hartseer aandui. Die boom spreek deur sy groeiringe. Hoe moet ons dan ons hemelse groeiringe vorm? Sal ons nie God se wil volg met 'n vurige hart om siele te red nie? Waarom is dit so? Dit is omdat so 'n gesindheid ook opgeteken sal word. Staan daar nie geskrywe dat God tot in ons harte sien nie? Ons kan nie voor God lieg nie. Deur die groeiringe te ondersoek, kan ons weet wanneer die boom onder vuur, droogte of koue gelei het. Al praat die boom nie direk nie, kan ons dit verstaan deur na sy groeiringe te kyk. Net so hoef ons nie vir God te sê, God, ek het so geleef nie. Want as God na ons hemelse groeiringe kyk, weet hy alles. Al hierdie dinge, hoeveel ons gebid het, hoeveel ons na die preke geluister het, hoeveel ons God se woord bestudeer het, en hoeveel ons gepreek het, word in ons geestelike groeiringe opgeteken. Daarom sê God, wat 'n mens saai, dit sal hy ook maai. As ons ywer saai, sal ons die vrugte van ons ywer maai. God gee seëninge en belonings aan diegene wat ywerig werk. Vir diegene wat naarstiglik werk, sal hulle naarstigheid vrugte dra. Diegene wat ly en traag is, sal die gevolge van hulle lyheid dra.
Een van die vreesaanjaendste verse in die Bybel is: wat die mens ook al saai, sal hy maai. Elke keer as ek aan daardie woorde dink, raak ek bekommerd. Het ek vandag enigiets verkeerd gesaai? Vandag moet ek die regte ding saai. Dag vir dag vorm ons hemelse groeiringe. Daarom vra ek julle weer eens om genadige groeiringe te vorm by die huis, by die kerk en aan die evangeliefront. Kom ons kyk na Openbaring hoofstuk 22 vers 12. Kyk, ek kom gou, en die beloning is by my om elkeen. Hoe sal hy elkeen beloon? Volgens sy optrede te beloon. Almal, die belonings in die hemel is ewig. Op hierdie aarde is daar geen kampioen wat 'n goue medalje vir ewig hou nie. Na 'n ruk sal iemand anders die kampioen se plek inneem. Selfs al word 'n goeie wêreldrekord opgestel, sal dit deur iemand anders gebreek word. Maar in die koninkryk van die hemel is alles wat ons ontvang ewig. Daarom sal God elkeen beloon volgens wat hulle gedoen het. Hoe weet hy dit? Almal, daar is 'n 5000 jaar oue boom in die saak. Die vreugde, hartseer en pyn wat die boom elke jaar ervaar het, is in sy 5000 jaringe opgeteken. As enigeen die groeiringe van bome kan analiseer, hoeveel te meer kan God die hemelse groeiringe analiseer? Daarom sal dit nie beter wees om groeiringe te skep wat in die hemel sal skyn nie. Kom ons kyk na Galasiërs hoofstuk 6 vers 7. Moet julle nie laat mislei nie, God laat hom nie bespot nie. Wat maai 'n mens, wat die mens ook al saai, sal hy maai. Dit is waar. As enigiets met selfs die geringste boosheid gedoen word, sal die uitkoms daarvan dieselfde aard weerspieël. As iets slegs gesaai word, sal daar nooit iets goeds groei nie. As jy boontjies plant, sal boontjies groei. As jy rooi bone plant, sal rooi bone groei. Wat die mens ook al saai, sal hy maai. Almal, hierdie woorde is die waarheid. Selfs wanneer jy preek, sal die resultate verskil afhangende van julle ingesteldheid. Selfs al lyk al die jaringe dieselfde, weet God watter deur lyding gevorm is. Selfs al bid ons net een keer, is 'n gebed met 'n opregte hart anders as 'n gebed wat bloot uit gewoonte gedoen word. As ons nie in geloof bid nie en dink, omdat almal bid, moet ek as gelowige ook bid, word sulke gebede ook in ons jaringe aangeteken. Wat ons vandag om 9 en om 3 gebid het, is ook aangeteken. So ook die gebed nadat ons wakker word en die gebed voor ons gaan slaap. Hoe ernstig ons God soek en met watter soort geloof ons hom soek, word in ons jaringe aangeteken. Daarom moet ons 'n valse hart, onregverdige gedagtes en 'n ongehoorsame hart verwerp. Soos daar in Prediker hoofstuk 12 geskryf staan, kom God se gebooie na, want dit is die plig van die hele mensdom. Dan sal God ons seëninge soos die sterre in die hemel vir ewig laat skyn.
Kom ons lees verder in vers 8. Hy wat in die vlees saai, sal uit die vlees vernietiging oes. Wat sal hulle maai? Destruction. Dit is omdat hulle gesaai het om hulle vlees te behaag. Selfs al lyk 'n daad of dit deel van die evangelie is, as dit innerlik gedryf word deur 'n mens se eie begeertes om die vlees te behaag, sal hulle verderf uit die vlees maai. Ons God is die God van waarheid. Hy wat in die vlees saai, sal uit die vlees vernietiging oes, maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe oes. Laat ons daarom nie moeg raak om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die regte tyd oes. Almal, as ons die waarheid van die ewige lewe wat God ons gegee het, reg besef en ware hoop vir die hemel het, moet ons elke dag groeiringe van hoop vir die hemel vorm. Wanneer ons die evangelie werk doen, moet ons met 'n getroue hart en passie dien. Wanneer dit tyd is om God te eer, moet ons nie bloot daar sit net omdat dit aanbiddingstyd is nie. Eerder terwyl ons sy genade onthou, hoe hy die hemel, aarde en alles vir ons geskep het, hierdie pragtige wêreld vir sondaars gebou het, sodat ons na die hemel kan terugkeer, en sy eie liggaam oorgegee en sy bloed aan die kruis gestort het, moet ons heiliger aanbid. Dis, volgens Exodus hoofstuk 20, hoe moet ons die Sabbatdag hou? Julle moenie kerk toe kom met 'n oppervlakkige geloof, bloot uit 'n pligsgevoel of om 'n sitplek te vul nie. Ons moet eerder met heiligheid en danksegging aanbid. Selfs 'n persoon se gesindheid word opgeteken. Dit is die groeiring. Net soos God groeiringe in die natuur geskep het, word alles van ons ook elke oomblik op ons geestelike groeiringe ingegrafeer. In tropiese streke waar die klimaat baie min verander, ontwikkel bome dikwels nie duidelike groeiringe nie. Dit is omdat daar geen swaarkry is nie. Daarom moet julle geestelike groeiringe nie net dowwe en lewelose merke dra nie. Terwyl ons die evangelie ywerig verkondig, ondervind ons soms swaarkry, word ons soms geïgnoreer, word ons soms verhinder, en soms ontvang ons genadige vrugte van God. Deur hierdie proses van voortdurende verandering word ons geestelike groeiringe deur genade gevorm. Daarom sê God vir sy kinders om getrou te wees tot die dood toe, totdat hulle die hemel binnegaan. Omdat die tyd te kort is, sal ons dalk nie pragtige ringe vorm nie. Daarom spoor hy ons aan om selfs groter ywer en passie uit te stort. Dan, wanneer ons na ons hemelse tuiste terugkeer, sal God ons 'n kroon skenk wat vir ewig en ewig skyn. Kom ons kyk na Openbaring hoofstuk 2 vers 10. Moenie vir enigiets wat jy nog gaan ly bang wees nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die tronk laat gooi, sodat julle getoets kan word. 10 dae lank sal julle verdruk word. Wat sê God vir ons om te doen? Wees getrou tot die dood toe. Wanneer ons vanuit die ewige hemelse wêreld na ons lewe kyk, is dit veels te kort. As ons hierdie tyd bloot met selfvoldaanheid geniet, sal ons groeiringe onvermydelik flou en swak gevorm wees, en nog erger,
sal daar moontlik glad geen groeiringe gevorm word nie. Daarom sê God, wees getrou tot die dood toe, en ek sal aan jou. Wat sal hy vir julle gee? Die oorwinnaarskrans van die lewe gee. Julle almal, al die seëninge en belonings wat in die Bybel opgeteken is gewaarborgde beloftes. Dit sal verseker vervul word. Volgens die profesie in Matteus 25 het die bruidegom lank getel om te kom, en die 10 maagde het vaak geword en aan die slaap geraak. Wie het Jesus toe gesê was wys? Hy het gesê diegene wat baie ekstra olie voorberei het, was wys. Die ander het nie ekstra olie voorberei nie, en het bloot gewag vir die bruidegom om te kom, toe het die bruidegom gekom. Maar hy het 'n bietjie later gekom as wat hulle verwag het. Hulle olie was dus byna op. Dus het hulle geen olie gehad om gedurende die bruilofsbanke te gebruik nie. Toe hulle gaan olie koop het en teruggekeer het om aan die deur te klop en te sê, maak asseblief die deur oop, hoe het Jesus gereageer? Hy het vir hulle gesê, ek ken julle glad nie, en hulle weggestuur. Almal ons olie van geloof moet nooit tydelik of beperk wees nie. Ons moet die Vader se wil kan aanvaar en dit volg soos dit hom behaag. Wanneer ons na onsself kyk, is ons nie sondaars wat in die hemel gesondig het nie. Die vergifnis van ons sondes is genoeg rede om elke dag dankbaar te wees. Maar tog sê sommige, omdat God nie gedoen het wat ek wou hê nie, sal ek hom nie volg nie. As ons God nie volg nie, wie lei die geestelike verlies? God het ons nie nodig nie. Eerder, wie het ons nodig? Ons het God nodig. Waarheen hy julle ook al lei, moet julle tot die einde toe volg en al die hemelse groeiringe verkry om die ewige hemel te kan binnegaan. Was dit nie omdat God met Josua en Caleb was dat die vesting Jerigo, hoe sterk dit ook al was, nie vir hulle 'n struikelblok kon wees nie. Ons kerk dien dieselfde God. Ek vra julle weer eens om God nooit te vergeet nie, en om te onthou dat ons die evangelie saam met hom uitvoer. Daarom sê hy, wees getrou tot die dood toe. Kom ons kyk na nog een vers hieroor in Lukas hoofstuk 19. Kom ons kyk na Lukas hoofstuk 19 vers 12. Hy het gesê, man van hoë afkoms het na 'n ver land gereis om vir homself 'n koningskap te bekom en weer terug te keer. Hy het 10 van sy slawe geroep en aan hulle 10 mina gegee en vir hulle gesê, gaan woeker daarmee, totdat ek terugkeer. Sy burgers het hom egter gehaat en het 'n afvaardiging agter hom aangestuur om te sê, ons wil nie hê dat hierdie man oor ons heers nie. By sy terugkeer het hy, nadat hy die koningskap ontvang het, die slawe aan wie hy die geld gegee het, ontbied om uit te vind watter wins hulle gemaak het. Die eerste een het kom sê, meneer, u mina het 'n wins van 10 mina opgelewer. Hy het hom geantwoord, mooi so, goeie slaaf, omdat jy betroubaar was met iets wat baie gering is. Wat het hy gedoen? Sy hemelse groeiringe is gevul met getrouheid. Omdat jy betroubaar was met iets wat baie gering is, moet jy nou gesag voer oor 10 stede. Toe het die tweede slaaf gekom en gesê, meneer, u mina het 5 mina opgelewer. Vir hierdie man het hy gesê, jy moet 5 stede bestuur. Toe het die derde een gekom en gesê, meneer, kyk, hier is u mina, wat ek in 'n sweetdoek weggeberg het. Ek was bang vir u, omdat u 'n streng man is, u vorder in wat u nie belê het nie, en u oes wat u nie gesaai het nie. Toe sê die man vir hom, met jou eie woorde sal ek jou veroordeel, jou slegte slaaf. Jy het geweet dat ek 'n streng man is, wat invorder wat ek nie belê het nie, en oes wat ek nie gesaai het nie.
Waarom het jy nie my geld by die bank belê nie? Dan sou ek wanneer ek terugkom, dit met rente kon kry. Hy beveel toe die omstanders, vat die mina by hom weg en gee dit vir die een wat 10 mina het. Maar hulle sê vir hom, meneer, hy het dan al 10 mina. Ek sê vir julle aan elkeen wat het. What will happen to them? God sal meer seëninge skenk aan diegene wat baie verkry het deur getrou te wees. Maar van die wat niks het nie, sal selfs wat hulle het, weggeneem word. Al hierdie dinge word op ons groeiringe opgeteken, julle. Watter soort pragtige verhaal sal ons groeiringe vertel? In die oë van Vader moet ons wees soos die wyse diensknegt wat 10 ekstra minas verdien het. Mooi so, my goeie diensknegt. Julle ontvang die resultate van julle getrouheid omdat julle getrouheid gesaai het in alles wat julle gedoen het. Het ek nie gesê dat julle maai wat julle saai nie. Ek hoop dat hierdie seën op ons groeiringe opgeteken sal word en dat al ons Sion gesinslede sulke resultate sal behaal. Volgens die Bybel bestaan daar groeiringe van gehoorsaamheid en geloof. Sommige van hulle sê, julle moet mekaar lief hê en leef in harmonie met mekaar en gee toe aan mekaar. Sommige sê, doen wat goed is en die vrees God en kom sy gebooie na. Sommige sê, neem deel aan God se genadige en goddelike natuur. Daar is baie verskillende soorte groeiringe. Alles wat ons ervaar, sal een vir een op ons groeiringe opgeteken word. Diegene met die groeiringe vir die hel sal hel toe gaan. En diegene met die groeiringe wat pas by die koninkryk van die hemel, sal na die koninkryk van die hemel gaan. Kom ons blaai na Openbaring hoofstuk 20. Hoofstuk 20 vers 11. Toe het ek 'n groot wit troon gesien en iemand wat daarop sit. Die aarde en die hemel het van sy aangesig af weggevlug en daar was nie meer plek vir hulle nie. En ek het die dooies, die magtiges en die geringes voor die troon sien staan. Toe is die boekrolle oopgemaak. 'n Ander boekrol is ook oopgemaak, naamlik die een van die lewe. Die dooies is volgens hulle dade geoordeel. Hoe is hulle geoordeel? Volgens hulle dade geoordeel. Ons groeiringe vertel ons geskiedenis, die vreugdes en smarte wat ons verduur het, die swaar kry wat ons deurgemaak het, en of ons, te midde van vervolging en beproewings, geloof verloor het of God tot die einde toe gevolg het. Ons kan nie elke individu se omstandighede ken nie. Maar God lees alles deur ons hemelse groeiringe. Vers 12. En ek het die dooies, die magtiges en die geringes voor die troon sien staan. Toe is die boekrolle oopgemaak. 'n Ander boekrol is ook oopgemaak, naamlik die een van die lewe. Die dooies is, op grond van wat daar in die boekrolle opgeteken is, volgens hulle dade geoordeel. Die see het toe die dooies wat daarin is, teruggegee, en die dood en Hades het die dooies wat daarin is, teruggegee. Elkeen is. Hoe is elkeen geoordeel? Volgens hulle dade geoordeel. Hulle sal geoordeel word volgens hulle gedagtes, hulle geloof en hulle dade. Een daad, een woord en een handeling, dit alles word julle hemelse groeiringe. Dit word 'n rekord wat ons nooit kan verander nie. Elkeen is volgens hulle dade geoordeel. Vers 14. Toe is die dood en die Hades in die vuurpoel gegooi. Dit is die tweede dood, die vuurpoel. En as gevind is dat iemand nie in die boekrol van die lewe opgeteken is nie, is hy in die vuurpoel gegooi. In die openbaring van die apostel Johannes staan daar geskryf dat elkeen geoordeel is volgens wat hulle gedoen het. Daarom mag die ringe van getrouheid tot die dood toe ten volle in julle hemelse groeiringe opgeteken word.
sodat wanneer julle na julle hemelse tuiste terugkeer, julle glorieryke mense sal word wat vir ewig soos die sterre skyn. Tot die dag dat Vader kom, moet ons toewy om die wêreld te red. Vandag het ons saam die woord van God bestudeer met die preek getiteld Hemelse Groeiringe. Met die hoop dat julle baie genade ontvang het, sluit ek vandag se preek af. Baie dankie.